is heerser, besitter, koning van alles. In die tweede strofe, vers 3 tot 4, of die tweede gedeelte, opheffing, dan sal deur heiligmaking. Want dan gaan Dawid hier, wat hy basies doen, hy kom soos soos 'n marsmannetjie van buitekant af, kom hy, en hy kyk na die aarde, en hy sê, die aarde hoort aan die Here en die wêreld en die wat daarin woon. Maar dan zoom hy bietjie verder in, dan sê hy, nou gaan praat Dawid nie meer van die aarde, en dan gaan praat hy van die berg Sion, en waar die tempel eventueel gebou sal word, nie in Dawid se tyd nie, maar hy kyk na die berg van die Here, en dan vra hy hier, eintlik 'n retoriese vraag, wie mag klim op hierdie berg? Okay, die wêreld behoort aan die Here en die res van die wêreld behoort aan hom, maar wat aangaan die berg Sion en die heilige plek, wie mag verrys op, klim daarteen? Wie mag staan in sy heilige plek? Wie is dit wat durf waag om in sy teenwoordigheid te kom staan? En dis die vraag wat ons almal moet vra. Wie is so arrogant wat sê hulle kan sommer in die teenwoordigheid van die Here gaan staan? Want die Here is 'n verterende vuur. Alles wat titsel onheiligheid verbrand hy in sy heilige vuur. Maar wie mag staan dan daar? En volgens Dawid se konsep moet ons dit verstaan. Al is dit 'n nabetragting, wie is dit? En hier is 'n opsomming van die wet, eintlik van vers 3 tot 4. Wie mag klim op die berg en wie mag staan? Parallelisme. Hier kom die kwalifikasie. Alleen hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Hy wat sy siel nie ophef tot nietigheid, in ander woorde afgode nie, en nie vals sweer nie. Dis 'n opsomming van die 10 gebooie, die dekaloog. Hulle is die wat mag gaan staan daar. Maar nou weet ons, niemand kan dan eintlik gaan staan, nie een van ons kan daar gaan staan nie. Net een persoon kan werklik opklim en gaan staan in die teenwoordigheid van God op sy heilige, die hemelse Sion in Jerusalem. Wie mag daar staan? Christus alleen. En ons in hom. Alleen. Anders het Jesus verniet gekom. As ons vir onsself kan opklim na God, dit waarom alle godsdienste dink hulle kan opklim na God en hulle kan hom behaag en hulle kan eendag voor sy aangesig kom. Groot fout. Alleen in Christus kan ons voor hom verskyn. Ander wat die wette wat hier opgesom word, oorsaak van die wette nakom perfek. Nou, ons kan verstaan in nabetragting, ons weet vandag wie mag gaan, wie mag opklim op die berg, die hemelse Sion. Hulle wat in Christus is. Wat is waarom Paulus oor 600 keer die woord in Christus gebruik? In Christus. In Christus. Ons in hom en hy in ons. Hulle mag verrys. Het is interessant, hierdie psalm gaan in Psalm 25 vers 1 voort met die woord en al dit. Hy is die wat sy siel ophef. Sê Dawid, tot U Here hef ek my siel op. Dawid, you wish, maar dit is die idee van opheffing. So 'n persoon, vers 5, sal seën wegdra van die Here as ook geregtigheid. Twee dinge wat hy wegdra kom. Seën en geregtigheid. Sodat hy kan opklim op die berg. Want interessant, definitief dink Dawid hier in terme van Obed-Edom, waar die Here 3 maande lank vir Obed-Edom geseën het. Ons weet, Dawid se vlaatery het soveel ywer vir die Here, maar ywer is gevaarlik, want as dit verkeerd ywer is, soos die moslems wat in die Twin Towers vasbreek, is dit 'n gevaarlike ywer. Dawid se ywer het gemaak, toe hulle die ark gaan haal het, en ons weet wat het Paulus het, Moses sê, hoe moes die ark vervoer word? Op die skouers van die Lewiete, gedra word. En hierdie ark is toegerol, sodat niemand hom kan sien, of aan hom kan raak nie. En die idee was dat die mense, die prosessie, die Lewiete die mense moet 'n kilometer agter die ark aankom. Hulle moet nie naby die ark kom nie, want dit is God se heiligheid daarin. Wat doen Dawid? Hy gaan bou 'n splinternuwe ossebaan, nuwe osse. Ja, die Here gaan so bly wees. Die Here, hy gaan bly wees sodat ek hierdie nuwe wa vir hom laat bou het vir die ark. En om sommer so daar op die ossebaan gaan sit het. Amper soos asof jy 'n Ferrari of 'n Porsche omskep in 'n lijkswa. Hy gaan plaas hierdie ark en dan loop mense voor, naby, nie kilometer voor nie, teen aan die ark. En dan struikel een van die osse en wat doen Ussa? Hy probeer
die ark moet net nie afval nie. So die ark was gevaarlik naby die kante gewees. En hy raak in die ark en sê, die Here het hom geskeur. Dit skeur hom gemaak. Hy is dood. Wie se fout was dit? Ons dis 'n boodskap op sy eie, was Dawid se fout. In sy ywer het hy verkeerde, hy moes dit gedoen het soos Moses. Dawid het hom beroem dat hy die geskrifte ken. Hy het hom nie geskeur in hierdie stadium wat die skrif eintlik sê, hoe heilig die ark is en hoe God sy eie ark beskou. Maar God sien vir 3 maande, want hy het so geskrik toe toe Ussa dood is, dat hy hier sommer by Obed-Edom gaan los het. En hierdie is nie 'n Israeliet by wie hy die ark gelos het nie. En hy los hom daar vir 3 maande tot Dawid hoor, ja, Obed-Edom het so geseën. Hy dra soveel steun van die Here weg. Hy is so, wil sê, so gebless deur God, dat hy eintlik in jaloesie gaan in die ark gaan haal. En hierdie keer doen hy dit reg. Dit word gedra. En soos die ark inkom en die prosesie inkom in die heilige stad Jerusalem, dans Dawid en slag hy diere, want hy besef God is in ons teenwoordigheid. Ons weet waarvoor staan die ark, is dit nie? Die ark staan vir Christus. Waarom? Binne in die ark, behalwe dit met goud oortrek was die ark, die weduwaltaar binne in die allerheiligste, binne in die ark, goud praat van die koninkrykheid, royalty van Jesus Christus. Die manna, goue kruik met die manna, Jesus is die brood van die lewe. Hy gee lewe, hy sê vir die Fariseërs, ek is die brood wat uit die hemel, ek is die manna wat uit die hemel uitgekom het. Die staf van Aaron, die hoëpriesterlike staf wat gebloei het van Aaron, verwys na Christus wat vir ewig nooit sal sterf en altyd groen is, soos groenhout wat nie uitgekap kan word nie. Maar hy is die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, gaan lees daarvan in Hebreërs 7. Ook natuurlik die verbond, die klippe van die verbond, die dekaloog lê ook in die ark. Wat is die dekaloog? Dis die perfekte standaard van God wat hy vir alle mense. Wie mag klim op die berg? Hy wat hierdie dekaloog perfek nakom. Kon Dawid dit doen? Kon Moses dit doen? Christus alleen kon wat op hierdie klippe gestaan skryf. Perfek volgens God se begrip volbring. Dis God se standaard wat hy verbring. So die ark is so belangrik, daarvoor moet dit 'n prosesie wees. En dit sê Dawid vers 6 is die ware Jakob. Nou ons weet die ware Jakob in Afrikaans word algemeen gebruik, né? Hierdie is Nike, hier's Nike skoene, daai is Essex. Dis die ware Jakob. Ja, dis iets wat hulle gaan verleen het in die Bybel. Die ware Jakob was hulle wat regverdig voor God kan staan in Christus Jesus en sy perfekte standaarde kan volbring omdat Christus dit volbring het. En hulle kry God se geregtigheid, hulle in Engels praat imputed righteousness. Ons kan nie voor God verskyn op ons eie geregtigheid nie. Dit gaan nie werk nie. God se perfekte standaard lê in sy seun Jesus Christus en hy het dit volbring vir ons. Hulle sal seën wegdraai en heil van die seën. Dit is die ware Jakob vers 6. Hulle is die Jakob 'n ander naam vir Israel. Hulle is die ware of die makolyfboom waarin God ons plant. Hulle is kinders van Abraham, erfgename. Ek hou van daai gedeelte, nee, ons is erfgename van Abraham. Ons is kinders van Abraham. Dit is waarom Abraham gekyk het na al die sterre, want God gesê ek sal jou nageslag maak soos die sterre van die hemel en die sand van die see. Julle is kinders van Abraham, daarom ook is julle mede-erfgename, sê Paulus. Dan in die laaste strofe 7 tot 10, aanbidding deur opheffing, of opheffing deur aanbidding. En deur herdenking en die viering daarvan. En nie die mense die Pasga gevier het, en die ouers moes hulle kinders vertel, hoekom slag ons hierdie lammetjies, wat vreeslik was nie. Hulle moes verduidelik ook, want hierdie psalm opgevoer as 'n play, as 'n toneel, voor die kinders en die mense, sodat hulle kan verstaan, hoe het God in Jerusalem ingekom. Want hierin verwys die 4 verse wat verwys na die dialoog, toe Dawid die ark in Jerusalem ingebring word. Maar soos ek sê, ek glo daar's 'n drieledige vervulling, dis die vervulling toe Dawid die stad van Jebusite afgeneem het en ingekom het, en die eeue oue hekke opgehef moes word
vir Dawid en sy soldate om in te kom en die stad het oorgegee. Dit verwys ook na Dawid se inbring van die ark wat Christus simboliseer in die heilige stad Jerusalem. En dan definitief verwys dit ook na Christus. Want die ark glo hulle is God. So daarom die woorde hef op ewige poorte. Hef op. Die opdrag kom eers. Hef op, maak oop die, ander woorde maak oop. Die poorte. Dan is die vraag maar, hoe kom sal ons die poorte oopmaak? Jy verstaan nie. Jy moet dit oopmaak vir die ere koning. Nee, maar voor die ere koning, jy moet dit oopmaak vir die Here. Jahwe, hy is sterk en geweldig, maak oop, hy is onweerstaanbaar. En dan asof hulle nie mooi gehoor het, soos mense met kinders praat, jy moet die ding 2 keer herhaal, word weer gesê, hef op julle hoofde oor poorte. Ja, hef op ewige deure. Dan weer die vraag, wie is dan tog hierdie ere koning, wat sterk en geweldig is? Die antwoord is, dis die Here van die leerskare. En ons maak baie min van hierdie woord, Sabbat Sebaoth. Dis die Here van die leerskare, van die engele. Die Here nie net van die leerordes en slagordes van Israel. Dis die Here van die hemelse leerskare, die ontelbare, wat in Openbaring saam met hom terugkom, en saam met, waarskynlik, sy mense kom. Hy is onstuitbaar, niemand kan hom keer nie. Sebaoth. Ons weet, dit sê die Here is 'n kruisheer, staan ook in die boeke van ons. Die Here is 'n kruisheer. Hy is nie maar net 'n koning nie, hy is 'n kruisheer. Hy veg. En hy is nie soos baie van die weermag wat die generaals agter die weermanne is nie. Hy gaan vooruit. Vir wie moet ons bang wees? Vir sy weermag of vir hom? Vir hom. Want hy is die onstuitbare. Soos Hebreërs 12:22 praat van die ontelbare engele. Ons het gekom by die stad Jerusalem. Die ontelbare engele wat daar is. In Openbaring 19 in Judas kry ons hierdie idee van die Here van die leerskare. En hy ry voor op die wit perd in oorwinning. Hy skuil nie agter 'n weermag nie. Hy lei die weermag. Want dis hy wat sy volk ook uit slawerny gelei het uit Egipte. As 'n generaal. Hoe het hy oorlog gevoer? Die 10 plaae. Hoe lei hulle tot in die beloofde land? Hoe maak hy hulle fatsoenlik vir Jerusalem en vir die stad? Deur hulle te lei as 'n kruisheer. Totdat die idee is, totdat hierdie ark binne die tabernakel sy rusplek vind. God by ons, tussen ons. Ark is nou Christus tussen ons, met ons. So ek sê, hierdie proses, die hele Psalm is lank opgevoer, sê die van die kommentare na Dawid oorlede was. Want dit het vir kinders gewys, hulle het dit opgevoer, maak oop. En die dialoog kom, maak oop. Vir wie moet ons oopmaak? Die Here is sterk en geweldig. Wie is dan tog hierdie Here koning wat sterk en geweldig? Hy is die Here van die leerskare, Jahwe, Sebaoth. So die derde stroof gaan oor die ingang van die Here Jesus in oorwinning van die dood en sy opstanding, want ek glo toe hy in die hemelpoorte ingegaan het, het die engele hom terug verwelkom, en dit sy engele, hulle sê, Sir, welcome back. U het gedoen wat die Vader wou, u het dit klaar gedoen, u het dit reg gedoen. Moes ook die eeue oue deure oopgemaak word vir Christus, dat hy kan ingaan, die ere koning, hy is die ere koning. Onweerstaanbaar. Hy loop oor ander volke, hy loop oor hulle gode, hy verneder hulle gode, hy maak hulle naam sleg, die ander gode. So 'n applikasie doen vir vandag. Maak ons 'n ophef oor die Here koning. Is ons regtig ernstig? Maak ons 'n ophef oor Christus, is die vraag. Maak ons 'n ophef oor hom. Praat ons van hom. Of is hy 'n geheim wat ons in ons harte verskuil? Jy sê maar die Here koning aan wie die aarde en volheid daarvan behoort, het 'n vloek geword in die hele wêreld. Dis 'n naam wat jy gebruik as jy vergeet het wat 'n sterk bekragtiging is van jou stelling, dan voeg jy sommer die Here koning se naam daarbey in, dan klink dit sommer baie beter.
behoort alles aan hom. Al is alles syne. Al beskik hy oor die lot van elke wese. Die uitnodiging in Johannes 12 vers 32. Jy ken dit. Jesus sê, as ek van die wêreld af opgelig word, ophef, nou soos ek opgelig word van die wêreld. As julle my ophef, sal ek alle mense na my toe trek. Dis ons ernstig om hom op te hef. Ek weet die kinders maak ophef van die musiek en rockconcert en alles, en helde, sporthelde en idols op TV. Maak ons ophef van hom. Van wie? Van wie God opgehef het. Wie mag klim? Wie mag na die Vader gaan? Hulle wat heilig en regverdig gemaak is in hom. So die Here staan altyd nog steeds in. Ek weet dit is eintlik 'n verkeerde stelling, want hulle sê die idee daar is dat die Here persoonlik by die mense wil ingaan en hulle ook sê, maak oop julle deure. Ek ken die verhaal, dankie Giselle, die verhaal van die boemelaar wat altyd daar gesit het en sy bloutrein gedrink het en dronk, en die mense van die kerk het by hom verbygeloop en hy op 'n dag gee iemand vir hom 'n traktaatjie, hy kom kragtig tot redding. Nou wil hy na hierdie kerk toe gaan wat langs die plek is waar hy altyd gesit het. En hy elke week na die kerk toe gaan, mooi self skoon gemaak, netjies gelyk, en die ouderlinge gevra, kan ek 'n lidmaat word? En dit elke keer vir hom gesê, ek dink jy moet eers gaan bid daaroor. En so het dit vir maande aangegaan. En op die ou einde, toe verdwyn hierdie boemelaar net, en na 'n paar maande, toe vind hulle hierdie boemelaar met 'n Porsche en 'n 3 stuk pak klere by 'n restaurant en eet. En die ouderlinge sê vir hom, het jy toe al gebid of jy die Here gevra of jy by ons gevoeg wil word? Sê ja, ek het, maar die Here sê ek sukkel nou al 40 jaar om by hierdie kerk in te kom. Ek weet nie of jy gaan regkom nie. Die klop van die Here is nog steeds. Die klop aan 'n kerk, Laodicea se deure. Maak oop. Maak oop, julle is gemeente, maak oop dat die Ere koning kan ingaan, sodat ek opgehef kan word, sodat ek gesien kan word. Want ons besef, hy is die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd, soos hy die volk Israel deur die woestyn gelei het, en vir hulle gesorg het, so is hy besig om ons wat pelgrims is ook deur die woestyn te lei, en kan hy, as ons aan hom vashou, verslaan hy ons vyande voor ons. Hy sal nie toelaat dat ons by ons kragte versoek word nie. Die dringende roep, hef op, maak oop die poorte, sê Psalm 24. Hoekom? Want hy besit reg. Nou alles hy besit ons. Sal ons nog nie die nodige eer en erkenning gee dat hy ons besit nie. Dat hy, ek sê baie vir Lydia, ons het nie huis nie, die kompleks, dit behoort aan die Here. Voertuie, so stukkend soos hulle is, behoort aan die Here. My liggaam behoort aan die Here. Alles behoort aan hom. Hy leen dit vir my. Want hy is die een aan wie ons behoort en wie opgehef moet word. Daarom die herhaling, en ek sluit daarmee af, 2 herhalings van in Hebreërs wat kragtig kom in hoofstuk 3 en in hoofstuk 4, gaan nou net in die spesifieke versie, jy kan daar gaan. Die Here sê, is eintlik die Gees wat roep, hy sê, vandag, as julle, indien julle sy stem hoor, as julle sy stem hoor, vandag, nou hierdie dag nog, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn, waar julle vaders my versoek, met my getwis het en ek het hulle vir onagsaam gekry. En dan kom hy weer, hoofstuk 4, en Dawid ook gesê, vandag as julle sy stem hoor. Die Here koning roep steeds, maak oop, hef my op, maak oop, sodat ek mense na my toe kan trek. Mag ons nie eendag gereken word as sy vyande wat hy moet oorwin, want hy sal sy vyande doodmaak. 'n Ewige dood. Maar as ons nie sy vyande is, ons sy kinders, sy vriende, wat hy wil hê, ons moet hom ophef, want dis wat vriende doen. Mag die Here Psalm 24 aan u hart skryf en ingrafeer, tatoeëer in u hart, geestelike hart, om hierdie Here koning op te hef. Niets in die